Môre, dis donderdag die 16de Julie en vandag gaan ons kyk hoe maklik ons verkeerd dink wanneer God besig is om goed aan ons te doen. Gister het ons gesien hoe Josef se broers na meer as 20 jaar uiteindelik hulle skuld erken het. En Josef het omgedraai en gehuil. Maar die storie is nog nie klaar nie. Die broers kom terug by Jakob. Hulle maak hulle sakke oop en elkeen kry sy geld terug, alles daarvan. Nou sê jy dink hulle gaan bly wees, maar die Bybel sê, hulle het gevrees. Hoekom skrik 'n mens vir genade? Vandag gaan ons aan in Genesis 42 vanaf vers 29 tot 38 en ek wil jou aanmoedig om later vandag asseblief jou Bybel oop te maak en die hele gedeelte rustig deur te lees. Want die titel van ons dagstukkie vandag is, die menslike vrees vir God se genade. Nou het jy al gevoel, hierdie kan nie verniet wees nie. Daar moet 'n vangplek wees. Of dalk, al hierdie dinge is teen my. Vandag gaan ons ontdek dat God se genade soms op maniere kom wat ons glad nie verwag nie. Kom ons skop af en soos oudergewoonte lees ek vir ons die kernverse van vandag. Ons begin by vers 29 en dan gaan ons oor na vers 35. En hulle het by hulle vader Jakob in die land Kanaan gekom en hom alles vertel wat hulle wedervaar het. En dan vers 35. En toe hulle sakke leegmaak, was elkeen se bonneltjie geld daar in sy sak. En toe hulle bonneltjies geld sien, hulle en hulle vader, was hulle bevrees. Kan jy die toneel voorstel? Die broers kom by die huis aan, hulle vertel vir Jakob wat in Egipte gebeur het. Van Simeon wat agtergebly het, van die heerser wat geëis het dat Benjamin saam moet kom. En toe maak hulle die sakke oop, en daar lê elke man se geld bo in sy sak, alles daarvan. En jy sou dink hulle sou bly wees, maar niemand juig nie. Inteendeel, die Bybel sê, hulle het gevrees. Nou hoekom? Omdat 'n skuldige gewete selfs genade kan wantrou. Hulle dink seker, hier moet 'n vangplek wees. Ons gaan hiervoor moet betaal. En dan praat Jakob en hy sê, al hierdie dinge is teen my. Vir hom lyk dit asof alles uitmekaar val, maar hy kan nog nie sien dat God reeds besig is om sy familie te red nie. En hoe maklik gebeur dit nie ook met ons nie. Wanneer dinge verkeerd loop, dink ons gou, God is teen my. 'n Deur gaan toe, 'n plan werk nie uit nie. 'n Gebed word anders beantwoord as wat ons gehoop het. En voorlank voel ons soos Jakob, al hierdie dinge is teen my. Maar wat as dit nie waar is nie? Wat as God, juis in daardie moeilike tyd, besig is om iets baie groter te doen? En dis presies wat met Jakob gebeur het. Hy het net die pyn gesien, maar God het reeds voorsien. Josef leef, daar is kos, daar is hoop. Selfs die geld in die sakke was 'n teken van sy genade. Miskien verstaan jy nie vandag hoekom jy deur 'n sekere seisoen gaan nie. Maar moenie te gou besluit dat God jou verlaat het nie. Hy sien die hele prentjie, selfs wanneer jy net vandag kan sien. En kyk hoe mooi wys die verhaal verder as net Josef en sy familie. Nou die broers het iets ontvang wat hulle nie verdien het nie. Die koring, hulle geld terug. Alles was verniet en tog was hulle bang. Is ons maar ook nie so nie. Ons dink ons moet eers beter leef. Ons dink ons moet eers onsself bewys. Ons moet eers iets terugbetaal. Maar dis nie hoe God se genade werk nie. Die Here sê vir ons in Jesaja 55, almal wat dors het, kom na die waters. En wie geen geld het nie, kom, koop en eet. Ja, kom koop sonder geld en sonder prys, wyn en melk. Dit is presies wat Jesus vir ons kom doen het. Aan die kruis. Hy het die volle prys van ons sondes betaal. Daar is niks meer wat jy hoef by te voeg nie. Vergifnis, genade, 'n nuwe begin. Dit is alles sy geskenk aan jou. Moenie bang wees nie om sy genade te ontvang nie. Hy het reeds alles vir jou betaal. Kom ons bid saam. Here onse God, dankie dat U goed is, selfs wanneer ons dit nie altyd kan sien nie. Here, vergewe ons wanneer ons soos Jakob dink U is teen ons.
Leer ons om U te vertrou, ook wanneer ons nie verstaan wat U besig is om te doen nie. Dankie dat die Here Jesus reeds die volle prys vir ons sondes betaal het. Help ons om elke dag in U genade te rus. Ons bid dit in die naam van Jesus Christus, deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. En onthou, jy is dalk die Bybel wat iemand vandag moet ontmoet. Moenie te gou sê, al hierdie dinge is teen my nie. Jy sien dalk net 'n klein gedeelte van die storie, maar God sien die hele prentjie. Vertrou hom, selfs wanneer jy nie alles verstaan nie. En wanneer iemand vandag moet verloor, wys hom na Jesus, want die kruis bewys dat God nie teen sy kinders is nie. Hy is vir hulle. Ek hoop jy het 'n geseënde donderdag.